Dankie, agbare huisvoorsitter. Ons lees van die eerste departement van landbou so goeie 4000 jaar gelede hier in Afrika. Ons lees daarvan in Genesis en die grondlegger van die eerste departement van landbou was niemand anders nie as Josef. Josef wat die farao se droom uitgelê het van die 7 maarjare en die 7 vetjare en die 7 maarjare wat so arm was dat hulle die vetjare opgeëet het of wat in die vorm van 7 vet koringare of 7 vet koeie was. Die maarjare het hulle verslind dat daar niks van oorgebly het nie. En dit is die werklikheid van landbou in Afrika. Dit is siklies, die klimaat is party jare wonderlik. As ons net in die vetjare kon geboer het, dan sou daar geen tekorte ooit in Suid-Afrika of in Afrika gewees het nie. Maar ons het die maarjare en daarvoor moet 'n mens beplan en daarvoor het jy 'n hele stelsel nodig. Die stelsel waarvan ons in Egipte lees is aan die een kant suksesvol. Daar's graan opgeberg, al die landbouprodukte is opgeberg vir die maarjare. Maar wat het toe in die maarjare gebeur? Mense moes eers al hulle besittings aan die farao verkoop, later moes hulle self as slawe aan die farao gaan verkoop en 'n feodale stelsel het ontstaan waar mense die huurders geword het op die grond wat eens op 'n tyd hulle sinne was, omdat hulle eenvoudig nie aan die gang kon bly nie. Dit is nie 'n baie goeie sosiale stelsel nie en dit is ook iets wat ons wil vermy in Suid-Afrika. Nou as ons nou terugkom na Suid-Afrika se landbou toe, dan het die ANC aan bewind gekom met 'n beleid wat die EFF en die MK party nou nog baie graag geïmplementeer sou wou sien. Die vraag is hoekom het die ANC dit nie geïmplementeer nie, want dit was hulle beleid. Die antwoord is omdat daar genoeg historiese voorbeelde is van wat gebeur as jy met 'n kommunistiese beleid inkom in 'n hele landboustelsel wat op die vrye mark gegrond is en op private inisiatief met eens omverwerk. Jy kry wat jy in Rusland gekry het na die kommunistiese revolusie, of in China, of in Vietnam, of in Zimbabwe baie onlangs. Jy kry miljoene mense wat doodgaan van die honger omdat daar nie kos is nie. Omdat jy dink jy kan die voedselstelsel beter beplan as wat die boere op die grond dit self kan doen met hulle aanmoedigingsmaatreëls van wins en die vermyding van verlies. Wat die staat wel moet doen, is om die landbou te ondersteun. En daar het ons die onderste poort biologiese produkte waarvan ek sien dat ons in hierdie jare oordrag het van R1000. Dit is dieselfde bedrag as wat die departement verdien uit die verkoop van afvalpapier. Ek is nie heeltemal seker wat die rasionaal daar is. Ja, was wel so 3 jaar gelede R25 miljoen, maar ons het uit 'n ander verslag gesien dat daardie geld nie goed spandeer is nie en dat die back and close ente uit Botswana ingevoer word teen so wat 10 maal wat dit hier vervaardig moes word. Nou moet ek daarom sê dat ons die departement behoort geluk te wens met die opheffing van die beperkings wat daar gelê is, wat eintlik 'n ekonomiese ramp was in sekere gebiede, waar dit in Noord-Natal nog voortgaan. Maar die inwerkingstelling van onderste poort om regtig sy werk te doen. Ek sien hy sit op 'n hele hoop kontant en op 'n kapitaalreserve van 'n paar honderd miljoen rand. Die ding moet tog reg gesien kan word. En dan is daar die KAS-program wat nuwe boere moet ondersteun, wat so wat R2 miljard kry. En dan die Rural Development program by die Departement van Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling wat R900 miljoen kry. Wie doen wat? In die hele uitmekaar haal van die departemente is dit vasgestel. Ten slotte kan 'n mens sê dat landbou in Suid-Afrika sekerlik die ingewikkeldste industrie is. Dankie Dr. Boshoff.